Daar is 'n tipe sosiale media plasing waarop baie kerke slaap en die data bewys dit keer op keer. Hierdie tipe inhoud beweeg verby Sondagkerk en bereik selfs mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Ek wil jou daarvan vertel want ek glo dit kan die manier waarop jy oor kerkkommunikasie dink totaal verander. Hallo julle, my naam is Denai en ons werk elke week met verskeie bedienings en kerke, vanaf fotografie tot en met livestreams, podcastopnames, reels en alles tussenin. En oor die afgelope paar jaar het ons 'n patroon begin raak sien, 'n patroon geïdentifiseer, 'n inhoudsformaat wat eenvoudig, doeltreffend en kragtig is. Hierdie tipe inhoud is kortformaat video reels van Sondag se boodskap, wat dikwels meer mense bereik as enige ander kerkaktiwiteit wat jy op jou sosiale media platforms post. Jy het reeds die inhoud. Jy moet net die verpakking regkry. Een van die grootste goed wat kommunikasiespanne vergeet is dit. Jou kerk skep reeds weekliks inhoud wat perfek is vir sosiale media. En dit is die preek, die boodskap, die kernwaarheid. Jy hoef nie iets nuuts te skep nie. Jy hoef net te fokus op hoe jy dit verpak. Wanneer jou verpakking van hierdie inhoud ander mense raak, begin mense dit deel. Hulle wil dit deel. En ek praat van honderde en duisende mense, views. Ek het reeds kerke gesien groei in hoe ver hul inhoud strek, of groei in lidmate en betrokkenheid, net omdat hulle op hierdie een tipe plasing begin fokus het. Jy hoef nie elke dag iets nuuts te post nie. Post minder, maar post beter. En dit sit alles in die data. Wanneer ons sosiale media verslae trek van kerke oor die afgelope 120 dae, is die top 10 plasings bykans altyd sermon reels of kerksnitte uit 'n Sondagboodskap. Nie bemarking van byeenkomste nie, nie ontwerpe nie aanhalings nie versies nie. Kort, kragtige snitte van 'n boodskap wat die evangelie eenvoudig en eerlik deel. Jou dominee, leraar, predikant verkondig elke week tydlose waarheid. Dit is goud en jou gemeente wil dit deel. Jy moet dit net maklik maak vir hulle om te kan doen. Wanneer jy daardie boodskap as 'n reel verpak, deel mense dit op hulle WhatsApp statusse of persoonlik vir iemand oor WhatsApp, Instagram stories, op Facebook, en dit is digitale disippelskap. Dis moderne evangelisasie. Hoeveel bewyse wil jy nog hê dat God met jou is? Hoeveel lappies wil jy nog uitsit en sê as hy lappie nou groen trek? Hoeveel keer wil jy vir God sê, as dit vandag reën, dan sal ek? Hoeveel bewyse is daar in hierdie geskrifte, in die boek, in die woord van God? Hoeveel bewyse is daar oor en oor? Hoeveel bewyse is daar in mense se lewens en stories vandag, dat hy is wie hy is en steeds sê jy ek? Ek sê heeltemal seker nie. En Jesus gee nie vir my en jou daai ruimte om self te kan opmaak wie hy is nie. Hy gee nie vir hulle daai ruimte nie, hy gee nie vir my en jou daai ruimte nie. Hy is wie hy is. Reels is nie net die eindpunt nie. Dit is die uitnodiging. Hierdie reels dien dikwels as 'n deur na die volle boodskap op YouTube. Iemand sien 20 sekondes van waarheid en wil die hele preek kyk of wil die hele preek sommer ook deel met ander. Dis 'n organiese, eerlike uitnodiging na dieper inhoud.
Jy hoef nie eers altyd te sê kom kyk na die hele preek nie. Mense wil dit kyk as jy die regte oomblik uit 'n boodskap uit met die mense aanlyn deel. Voorbeelde van goeie inhoud vir reels is 'n emosioneel gelaaide oomblik uit jou boodskap, of 'n uitdagende vraag of stelling, of daai stilte nadat jou predikant 'n sterk punt gemaak het. 'n Spontane amen uit die gemeente of 'n eenvoudige sin wat soos 'n openbaring tref. En almal sal nie saamstem nie. Maar sosiale media is ook vir nie-kerkgangers. Dis hoekom ons partykeer mense aanmoedig om van hulle reels of boodskappe wat hulle deel op sosiale media so universeel as moontlik te maak. Hoe meer universeel dit is, hoe meer mense sal dit bereik en hoe meer mense sal moontlik hoor van die Here en die Here beter wil leer ken. So miskien vra jy, wat as julle kerk nie julle boodskap stream nie? Nie elke gemeente het 'n volledige livestream nie en dit is oukei. Wat kan jy dan doen? Ek sou voorstel, gebruik 'n selfoon en neem 1 of 2 snitte van die boodskap op, of neem sommer die hele boodskap op en dan kan jy dit daarna redigeer. Vra jou predikant om na die diens 1 of 2 sinne uit die preek weer te sê, iets wat jy identifiseer het, en neem dit met jou foon op. Redigeer dit eenvoudig, plaas dit met subtitles en goeie musiek en voilà, daar het jy jou reel. Die punt is, jy kan met dit wat jy het begin. Ons het dit in ons vorige video gesê, wat het jy in jou hand? Begin met dit. Jy hoef nie duur toerusting te hê nie, jy moet net oë en ore hê vir die oomblikke wat iets vir iemand kan beteken. So, hoe lyk ons proses wanneer ons reels sny uit 'n Sondagboodskap uit? Ons sal op 'n Sondag in die erediens sit en dan daardie oomblikke identifiseer wat ons dink goed kan werk vir 'n reel. Indien ons nie in die Sondag erediens was nie, dan kyk ons dit op 'n Maandag deur. Ons kyk reg deur elke oomblik in die diens, want ons glo dit is belangrik om daardie core momente te identifiseer en dan reels daarvan te sny. En dan as ons op 'n Sondag in die erediens was, die oomblikke identifiseer het, dan sal ons dit gaan kry die volgende dag uit die video uit of uit die stream uit. Ons sny hulle, partykeer kry ons selfs 2 tot 3 reels uit een boodskap uit. Ons probeer om dit uitdagend te maak en daar is klein goedjies wat saak maak wanneer dit kom by hierdie proses. Goedjies soos om asems uit te haal of pauses. Daar's sekere pauses wat onnodig is vir sosiale media. Ons probeer om 'n mooi cover te maak vir daardie reel vir sosiale media. Spelling met die subtitles, daai is baie belangrik. Daar is mense wat sal argumenteer oor jou subtitles moet hoofletters en kleinletters wees. Ons gebruik slegs hoofletters en dit werk vir ons goed. Identifiseer dan 'n mooi musiek agtergrond wat jy kan gebruik en natuurlik die musiek moet sag genoeg wees sodat jou stem uitstaan. Dit help nie jy gooi musiek oor wat heeltemal te hard is en almal mis helfte van wat die persoon sê nie. Daar is klein goedjies en ons ander detail wat ook verseker saak maak soos hashtags. Hoe nooi jy mense uit om die reel te kyk in jou caption? Maar ons sny dan daardie reels op 'n Maandag, verpak hulle mooi. Partykeer kry ons 2 tot 3 reels. Ons probeer om dit uitdagend te maak of om mense uit te nooi om op 'n sekere manier oor iets te dink, iets wat iemand sal prikkel om die volle diens te wil gaan kyk of om daardie boodskap dan te deel, sodat mense wat glad nie eers van die Here weet nie, daai boodskap sien en miskien net op daai dag 'n bietjie meer lig ervaar of 'n bietjie meer hoop in hulle harte dra. Die kerk het ongelooflik baie byeenkomste en bedieninge en dinge wat konstant gekommunikeer moet word. Wanneer jy 'n dokument optrek oor alles wat gekommunikeer moet word, weet jy nie watter kant toe nie. Waar kommunikeer jy wat? Behoort alles op sosiale media gekommunikeer te word? Hoe behoort ons hieroor te dink?
Jou kerk is nie 'n handelsmerk of 'n venue nie. Een van die grootste foute wat kerke maak is om sosiale media te gebruik soos 'n advertensiebord. 'n Byeenkoms Dinsdag, 'n braai Sondag, registreer hier, teken in hier, skryf hier op en mense skrol verby. Want mense wil nie voorbemark word nie. Hulle wil betekenis sien. Hulle wil hulle stories sien. Veral by kerke. Facebook is vol advertensies. Die kerk is nie 'n venue nie. Dit is 'n familie. En goeie kommunikasie help mense om deel te voel, nie net in te teken nie. Wat gebeur as jou kommunikasie geen fokus het nie? Wanneer ek na kerkprofiele kyk, sien ek inhoud wat oorlaai is met inligting, geen intentionaliteit nie, geen kreatiwiteit nie, slegs bemarking van geleenthede, geen stories nie, en die gevolg hiervan is 'n gemeente wat onseker voel, wat nie belangstel nie, wat nie opdaag nie. Jou sosiale media moet eerder iets wees wat mense aanraak en laat onthou en by hulle bly reg deur die week, eerder as iets wat hulle ignoreer. Iets wat hulle verby Sondag kan beleef. Ek gaan oor die volgende paar video's bietjie meer oor hierdie tema sê en dit verder aanpak, maar ons het besluit ons wil graag vir julle 'n in-persoon geleentheid skep. Vir jou span, vir jou kerk, waar ons in diepte hieroor kan praat. So ek wil jou graag nooi na ons verby Sondag kommunikasiekonferensie. Dit vind Woensdag 6 Augustus plaas vanaf 9:00 tot en met 3:00. Dit vind in Pretoria plaas in samewerking met Oosterlige Gemeente en die Oostelike Sinode. Ons sprekers is Rudolf Botha wat gaan praat oor tydlose waarheid binne vandag se digitale kultuur. J.I. de Wet wat 'n kommunikasieleraar is en dan ek self. Ons praat vanaf die hoekom tot en met die hoe van kerkkommunikasie, oor AI-integrasie op 'n etiese manier. Hoe kan kerkkommunikasie eg, kreatief en koersvas wees? Hoe kan jou gemeente 'n duideliker stem kry in vandag se digitale tyd? Jou kaartjie sluit 'n ligte middagete en 'n kreatiewe hulpmiddelpakket in, asook nuwe insig, inspirasie en planne. Ons hoop ons sien jou daar. Tot volgende keer, wees kreatief.